dit het so 'n bietjie swaar gegaan met ou Israel en toe eindig hulle af hierso met die einde van Deuteronomium te sê hulle, daar is niemand soos die God van Israel nie. Hy ry deur die hemel om jou te help, oor die wolke in sy majesteit. Die ewige God is jou skuilplek en onder jou is sy ewige arms. Die laaste deeltjie, die ewige God is jou skuilplek en onder jou is sy ewige arm. En dan ook 'n stukkie hier uit Psalms uit. Nou, die opskrifie van die Psalm was, ek wil naby God bly. En toe begin die ou hier, en hy skryf, dat dit swaar gaan, en dat hy nie mooi kan verstaan nie, want met die goddeloses gaan dit baie flink, maar hy kry ernstig swaar, en hy verstaan die saak nie mooi nie, en dan gaan hy die hele hoofstuk daaroor aan, maar dan kom hy op die ou end, nadat hy gesê het, hy voel partykeer verbitterd en so aan oor die saak wat hy nie kan verstaan nie, kom hy dan sê, en tog is ek nog altyd by u. U hou my regterhand vas. U lei my met u raad. Ja. Met die klem, u hou my regterhand vas. Amen. En ek het so ietsie om te vertel eers. Storieetjie wat julle seker heeltemal goed onthou. Hy het al die ronde gedoen en sy pa en 'n seentjie wat loop. En die seentjie is klein en hy loop nog maar nog nie so stewig nie. En hy hou vas aan die pa se hand. En dit gaan nou redelik goed. Maar toe raak die pad 'n bietjie klipperig en bietjie moeilik. En die knapie struikel. En na rukkie toe sê hy, nee papa, ek wil nie jou hand vashou nie, jy moet my hand vashou. En toe vat die pa sy sterk hand, die seentjie se hand in syne, en toe's die struikel baie minder, toe gaan dit baie makliker. Dis nou die eerste verhaaltjie. En ek wil vandag praat oor vashou. Die gedagte van vashou. Nou, ek het daar by my 'n boom wat sulke lekker plekke het waar die takke so uitmekaar gaan, wat nou 'n lekker bakkie vorm vir 'n duif. En nou elke seisoen, as daar 'n duif of wat aan daai bome, en dan kom hulle, en hy bou flinke ou paar takkies wat 'n nesie maak, julle weet mos die duif doen nie baie moeite met 'n nes nie. En dan gaan sit hulle ewe dapper daarso, en hulle broei 'n duifie uit. Maar dan is dit nie baie lank nie. Daai duifie raak nooit baie groot nie, want daar's katte. Ons het wilde katte wat kom kuier gereeld. En dan is hulle daar in die bome in, en dan vreet hulle die duifie op. En daarom is dit vir my so wonderlik, as ek by water kom, en ek kry nou 'n boom met 'n tak, en aan daai tak kry ons nou hierdie vinknessies. En hulle is so wonderlik aan daai tak is daar vir hulle, want die voeltjies het soos ons ook maar baie teëspoede. Julle weet as jy nou soos 'n duif nou nie so baie slim is nie, dan is daar allerlei dinge wat in bome rondklouter, en wat as dit nie 'n slang is wat hulle eiertjies vreet nie, dan is dit 'n ander ding wat die duifie opvreet, of 'n roofvoël wat lekker kom landie in die boom, en sien maar hier's 'n middaghapie vir my, of so. So, die vinkies het 'n bietjie verder gedink as die duwe. Hulle het gegaan en hulle het 'n tak gesoek daar oor die water, en daar's min goed dat daar by daai nesie kan kom. Want hy hang daar oor die water, onder is water, en die tak is ongemaklik, en hy, die tak is vir hom basies iets wat hom weghou, vashou, om beskerm teen die gevare. Nou dit is die gedagte waarmee ek wil begin. Nou, as ons nou dink in die lewe waarin ons deesdae is, dan wil ek amper sê, ons is net aan soveel gevare blootgestel as daai duif se nesie,
wat daar op 'n gemaklike plek in die boom sit. Julle weet hoe lyk ons samelewing deesdae. Daar is soveel goeders wat 'n mens kan laat struikel. Van 'n taxi bestuurder af tot 'n pothou. En as jy verder gaan, dan is dit nou die wonderlike wat ek in aanhalingstekens sit, tegniese media met al sy versoekings, want dis pornografie en dis allerhande dinge wat jou de mekaar maak. As ek nou maar net terugdink aan 'n week terug oor die storie van ou Dani, hoe dit darm die wêreld, ek wil amper sê in turmoil gebring het. En toe dit nou verby is en ek dink so 'n bietjie aan ou Jona en die vis. Ou Jona het 'n boodskap by die Here gekry en hy het die boodskap gegee. Maar toe gebeur nie wat Jona gesê het nie. Nou, Dani het 'n boodskap by die Here gekry. Hy het gesê, maar daar gebeur nie wat Dani gesê het nie. Ons verstaan nie altyd die weë van die Here nie. En dit kan 'n mens de mekaar maak. En twyfel bring mense se harte. Maar nou weet ons, en die Here sê vir ons, ten spyte van al hierdie dinge, wat mens kan wegtrek van hom af, wat twyfel in ons harte kan veroorsaak, wat ons omkrap, is daar iets wat 'n mens moet doen. En dit is om vas te hou aan die Here. Hy het vir ons deur sy Gees die hoop gegee wat in ons lewe. En daardie hoop help ons om vas te hou aan hom. Maar nou gaan die Bybel verder as om te sê, hou vas aan Jesus, hou vas aan die Here. Die Here sê, sy stewige arm is onder ons, soos ons gelees het hier in Deuteronomium. Hy het sy volk, jou Israel, al die jare nog met daai stewige arm vasgehou. Hulle is nog steeds 'n volk. Amen. Die volke het gekom en die volke het gegaan. Maar Israel is nog daar, want die Here se stewige arm hou hulle vas. En dit geld natuurlik vir ons ook. Maar dan gaan hy verder, en ons het nou hier gelees in Psalm, na hierdie ou nou, ek is nie seker, hulle sê 'n Psalm van Asaf, of wat hy is wat hom geskryf het nie, maar hy sê, al lyk dinge vir my de mekaar, al lyk dit of dit met die goddelose beter as met my gaan, die Here hou my in sy regterhand vas. Nou, ek dink, in ons samelewing het ons begin om baie aan onsself vas te hou. Ons is so selfversekerd met onsself en met die lewe. Ek het 'n huis en ek bly in my huis en ek kan hom betaal kry en ek is tevrede daar en ek het 'n voertuig om te gaan waar ek wil gaan en my finansies is so dat 'n mens daarom gereedelik oorleef en ek raak al hoe meer selfstandig en onafhanklik. En ek hou naam nie meer so styf aan die Here vas as wat ek moet nie. Want ek kan mos sorg vir myself. Dit is ongelukkig, dink ek, die tendens van ons huidige samelewing. Dis ons selfstandigheid. En ons vashou aan die Here kan raak soos daardie seentjie se vashou. Hy hou 'n bietjie vas, maar hy struikel nog, want hy kan nie so styf vashou nie. Maar nou kom die Here in die Bybel en hy sê vir my, hy hou my in sy regterhand vas. Hy is die Pa, en as hy ons vashou, dan is dit baie makliker om nie te struikel. En ek dink ons moet dalk meer aandag gee daaraan, om bewus te wees van die Here se vashou. Nie net ons vashou aan hom nie, maar van hom wat ons vashou. Want as ons in sy krag
hierdie lewe gaan, kan ons dit maak. Maar as ons op ons eie stoom gaan, dan gaan dit moeilik. Dan struikel ons. So ek het hierdie stukkie in Deuteronomium gelees, en toe begin ek dink aan hierdie saak van, die Here beloof om ons vas te hou. En hier in Johannes gaan Jesus so ver om te sê, ons is sy skape, as ons na sy stem luister. En as ons sy skape is, sal niemand ons uit sy hand trek. As ons regtig ons vertroue op die Here stel, op hom stel, op sy vashou aan ons, en daarop fokus, en daarin leef, dan kan ons dit maak. Yes. Nou hier op die aarde met ons elke dag se lewe, maar dan natuurlik ook met die hoop op die toekoms, as ons bietjie verhuis. Baie dankie. Ons sê net die